Vanoggend is ons tema net nie nou nie, Paulus. Handelinge 24 vers 24 tot 27. Na Paulus se verhoor in Caesarea bly hy in aanhouding. Nee, Felix vonnis hom nie. Hy sê bloot vir die Joodse beskuldigers dat hy eers wag vir bevelvoerder Lysias om te kom voordat hy die saak kan afhandel. Deur hom nie te vonnis nie, erken Felix eintlik dat Paulus onskuldig is. Hy probeer bloot tyd koop. Volgens Lukas het hy egter eintlik heimlik gehoop dat Paulus hom omkoopgeld sou betaal om hom vry te laat. Wat hom ooit laat dink het dat Paulus los geld op hande sou hê, weet nigter alleen. Dalk het hy gemeen dat Paulus se vriende gou-gou vir hom 'n fondsinsameling sou hou om hom te los te koop uit die tronk. Hulle het immers vir die gemeente in Jerusalem fondse ingesamel. Lukas reken verder dat Felix vir Paulus in die tronk wou hou om die Jode se gunst te probeer wen. En so bly Paulus vir 'n verdere 2 jaar in die tronk in Caesarea, sonder dat sy verhoor gefinaliseer word. Paulus sit egter nie in die tronk en speel met sy duime nie. Hy maak gebruik van sy tyd. Slegs enkele dae na sy verhoor ontbied Felix hom. Hy wil meer weet oor hierdie Christelike geloof. Wanneer Paulus die vertrek binnestap, sit Felix se vrou Drusilla ook daar. Sy is opgewonde om hierdie merkwaardige man te hoor praat. Drusilla is Felix se 3de vrou. Sy is lid van die beroemde of is dalk berugte Herodiaanse familie. Die dogter van Herodes Agrippa die 1ste. Met ander woorde, Agrippa die 2de se suster. Hierdie is ook nie haar eerste huwelik nie. Sy was eers getroud met koning Asus van Emesa. Sy word egter deur die towenaar Atomos ooreed om van hom te skei en met Felix te trou. Sy volg dus bloot in die voetspore van al die ander Herodese. Wanneer Paulus voor die twee gaan staan, hoor Felix ongelukkig nie wat hy graag wil hoor nie. Paulus is nie soos die gladdebek advokaat met sy heuningskwas nie. Hy is reguit. Hy gebruik nie vleitaal om Felix te beïndruk sodat hy hom in die tronk sou vrylaat nie. Inteendeel, hy vertel vir die twee dat Christendom gaan oor 'n lewe van gehoorsaamheid en selfbeheersing. Dit gaan ook oor die komende oordeel. Christendom het dus sekere praktiese implikasies. Jou lewe moet wys dat jy 'n navolger van Christus is. Jy kan nie maar maak soos jy wil nie. Jy moet gehoorsaam wees aan God en jy moet leef soos hy vra. Dit vra veral selfbeheersing en nugterheid. Vir iemand soos Felix wat gewoond is daaraan om sy drange vrye teels te gee, is dit 'n moeilike ding. Moontlik het Felix en Drusilla gedink dat selfbeheersing slegs op gewone mense van toepassing is. Maar dit is selfs nog meer so vir diegene in hoë posisies. Hulle met status en aansien. Gehoorsaamheid en selfbeheersing geld vir ryk en arm, oud en jonk, belangrik en doodgewoon. Maar hoe hoër jou posisie, hoe groter is jou verantwoordelikheid, want almal sien jou as 'n rolmodel. Dit geld vandag veral vir die kalkligvangers, soos sportsterre, musikante, filmsterre, leraars en politieke leiers. Onthou, jou leefstyl is 'n getuienis. Bloot omdat jy 'n gelowige is, kyk mense baie krities na jou. Jou leefstyl weerspieël dus nie alleen jou eie lewe nie, maar van Christengelowiges in die algemeen. Hou die naam van Jesus hoog. Felix en Drusilla luister na Paulus en hulle word baie bang.
Hy beduie vir Paulus, dis nou genoeg, gaan nou maar eers terug. En as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. En so, laat glip Felix en Drusilla vir ewig die wonderlike vryspraak van Jesus deur hulle vingers. Hulle het die grootste voorreg gehad, waarvoor enige mens kon wens, om die fenomenale prediker Paulus privaat tot jou beskikking te kon hê. Maar hulle was nie bereid om 'n klein opoffering te maak nie. Hulle het te verknog geraak daaraan om hulle drange en begeertes vrye teels te gee. As Paulus egter bereid was om 'n paar mooi dinge te sê wat Felix of Drusilla sou vlei, sou Felix hom waarskynlik net daar vrygelaat het. Paulus se gehoorsaamheid aan die Here, oor watter boodskap hy aan hierdie uitgeleese egpaar moes opdra, het egter gemaak dat hy vir 'n verdere 2 jaar in die tronk in Caesarea opgesluit moes bly. Paulus het sy Christelike beginsels konsekwent uitgeleef, selfs tot in die hoogste raadsale van befaamde politieke leiers. Hy het egter sy eie gerief en vryheid van minderwaarde geag as sy gehoorsaamheid aan die Here. Felix word opgevolg deur Porcius Festus en gevolglik erf Festus ook vir Paulus as sy gevangene, een met wie hy nie geraad het nie. Hy weet nie eers waaraan Paulus nou eintlik skuldig is nie. Paulus was sekerlik teen hierdie tyd al baie gefrustreerd, maar hy vestig al sy hoop op Jesus se belofte dat hy nog in Rome die evangelie sou gaan uitdra. Dus wag hy geduldig op die Here en hy gryp elke geleentheid aan om die evangelie met iemand te deel. Kom ons bid. Here, help my asseblief om u heilige naam te alle tye hoog te hou met my leefstyl. Amen.